Ons is liggaamlik verteenwoordig in die hemel deur die Here Jesus Christus. Hierdie liggame wat ons nou het, is net so kosbaar soos die siel wat hy huisves. So, met liggaam en siel behoort ek aan my getroue verlosser Jesus. En dis vir my 'n troos. Voordat ons begin hier met die volgende gedagtes rondom die boek Handelinge, laat ons net eers, soos ons hier sit, ons hoofde buig en vra vir die genade van die Here in die werking van die Heilige Gees. Onse Hemelse Vader, ons dankie vir woorde wat vir ons opgeteken is, woorde wat vir ons betekenis het, woorde wat vir ons nader na U toe bring en woorde wat ons laat glo in die Here Jesus Christus. En terwyl ons vandag verwonderd is oor die hemelvaart van ons Here, dank ons U daarvoor dat U hom aan U regterhand het en dat hy vir ons intree. Want daar is soveel swakheid en soveel tekortkominge by ons, soveel onkunde. Ons bid dat sy Gees, wat hy beloof het, dat dit sy Gees hier met ons sal wees, en dat dit wat ons vandag lees nie vir ons moeilik sal wees nie, maar dat ons daardeur ook gevoed en versterk sal word, sodat ons ook met verlange sal uitsien na die dag, dat ons self 'n heerlike tuiskoms by U in die hemel sal hê. Ons bid dat U sal wees met die kerkie, die kerke wat hier genoem word, wat vandag nog steeds bestaan, dat hulle vol moed en vol oortuiging en vol geloofskrag en gehoorsaamheid hulle werk sal doen. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou, ons het verlede keer gekom, in Handelinge 1, het ons gekom tot by met vers 8, die Here Jesus Christus se opdrag aan die disippels wat daar teenwoordig was met sy hemelvaart, dat hulle sal uitgaan en hulle sal sy getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en tot aan die uiterste van die aarde. Die woord getuies kom nogal dikwels voor, en dit het baie keer te doen met, kyk, ons is gewoond aan 'n getuig in 'n hofsaak. Maar hier is die woord getuie ook verbind aan die gedagte van martelaarskap. Die apostel Johannes sal later op die eiland Patmos wees, en hy sê, ek is hier vanweë my getuienis, vanweë die getuienis wat ek het oor die Here Jesus Christus. So julle sal my getuies wees, is nie maar net julle sal vertel van die Here nie, maar julle sal ook, deur julle vertel, sal julle ook vervolging verduur. Ons het iets daarvan in Sondag se prediking ook gehad. Nou lees ons vanaf vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het.
Daarop draai hulle om na Jerusalem, van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerhaar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. So, hierdie is dus wat ons aandag vandag verg, die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. En ek lê altyd besonder baie klem op die belang van die psalms om die Bybel en die Nuwe Testament te verstaan, net soos die Nuwe Testamentiese skrywers ook self doen, en ons later gaan sien in die boek Handelinge, hoe hulle telkens in hulle redevoering terugval op die psalms. Maar kom ons dink net vir 'n oomblik aan die Here Jesus Christus se hemelvaart. Psalm 24 vers 2. Wie sal die Godsberg op kan gaan? En wie sal op sy top kan staan, omskitter deur Gods heilighede? Dis die vraag wat Psalm 24 vra. Wie mag verskyn voor God? Wie mag op sy heilige berg verskyn? Wie mag in die hemelse teenwoordigheid staan? En dan die antwoord wat ons daar ook kry in Psalm 24, hy wie sy hande rein is, hy wat absoluut vlekkeloos is, en so meer. So dit is die Here Jesus Christus. Psalm 24 in alle opsigte verkondig die heerlikheid van die Here Jesus Christus, want wat doen die hemele wanneer hy opvaar? Sê Psalm 24, en ek haal aan soos Tosius dit beruim het, verhoog o poorte nou die boog, rys ewige deure, rys omhoog, want hy klop aan die ere koning. Wie is die vors, vol majesteit, die Heer, geweldig in die stryd, dis hy wat optrek na sy woning. So daar het ons 'n pragtige beeld van wat die hemelvaart beteken. Die disippels was uit die aard van die saak heeltemal stom geslaan, alhoewel die Here Jesus Christus in sy bediening telkens vir hulle gesê het, dat hy ook weer na die hemel sal terugkeer, in Johannes se evangelie en so meer. So, hy is opgeneem in die hemel, 'n wolk het hom voor hulle weggeneem. Nou die Heidelbergse Katekismus antwoord baie vrae wat nou na vore kom. Wat verstaan jy onder opgevaar in die hemel? En dan die antwoord sê die Katekismus dat Christus voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgevaar het, en dat hy ons ten goeie daar is. So dit is nie maar net dat hy nou as erekoning daar aangemeld het nie, maar hy is vir ons ten goeie daar. Totdat hy terugkom om te oordeel die lewende en die dode, dit wat ons nou weer eens hier sal hoor in die woorde van hierdie engele wat daar staan, en dit is dat hy sal weerkom op die wolke, die Katekismus voeg by, te oordeel die lewende en die dode. En dan hierdie baie interessante vraag, wat die vaders hierso ingesluit het in die Katekismus, is Christus dan nie by ons tot aan die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? So die Here Jesus Christus sê in Matteus 28, sê ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld, maar hier nou vaar hy op.
Nou, hoe verklaar jy dit? En die katekismus antwoord daai vraag deur te wys op die twee nature van Christus. Christus is waaragtige mens en waaragtige God. Na sy menslike natuur is hy nie meer op aarde nie, maar na sy godheid, majesteit, genade en gees wyk hy nooit meer van ons nie. So dit is nou ook wat ons alreeds 'n paar keer genoem het, ook in die prediking, dat Christus se hemelvaart beteken ons het nog meer van Christus as wat ons voor sy hemelvaart gehad het. So daar vaar hy op 'n wolk, het hom voor hulle oë weggeneem. So wat is die gedagte rondom 'n wolk? Ons lees in die Ou Testament dat die Here het sy wet op die berg Sinai in Eksodus 19 en 20 vir die volk gegee, en daar was ook, soos die Psalm sê, wolke donkerheid rondom sy majesteit. Daardie berg Sinai was in 'n wolk gehul. Maar wanneer die tabernakel en later die tempel ingehul word, is daar ook 'n wolk teenwoordigheid. So hierdie is nie iets wat snaaks is of nuut is nie. En dan gaan ons na die Nuwe Testament toe, en ek dink is Lukas 13, met die Here Jesus se verheerliking op die berg, en daar het 'n wolk hulle bedek in sy gesprek, waar hy met Elia en met Moses in gesprek was, en 3 van die disippels het dit gesien. Ons praat van die berg van verheerliking, en uit daardie wolk het daar 'n stem gekom en sê, dit is my geliefde seun, luister na hom, vir die disippels. So, dit is iets wat dwars deur die Bybel figureer, daar waar goddelike verskynings, of in hierdie geval verdwynings ter sprake is. Nou, ons het nou gepraat oor hierdie opvaar na die hemel. Dit is dus die fisiese liggaam wat opgevaar het. En ons kan nie hierdie goed verstaan of verduidelik in terme van ons normale natuurwette nie. Die reëls van fisika en die reëls van dinge wat ons as vanselfsprekend in ons bestaan ervaar. Die wet van swaartekrag sê, jy weet, tensy jy nou Superman of Iron Man kyk en daar trek hy op in die lug en al sulke goed, jy weet, maar dis nie iets wat ons kan verwerk, dat daardie fisiese liggaam opgevaar, maar alreeds sien ons dat hierdie 'n liggaam is, en ons sien dit voor hierdie gebeure, sien ons dat hierdie 'n liggaam is wat nie aan die normale wette van die natuur onderworpe was nie. Die Here Jesus Christus het aan sy disippels verskyn na sy opstanding, en dan het hy weer verdwyn. Markus praat daarvan in die evangelie volgens Markus sê, die Here het in 'n ander gedaante verskyn, en dan is sy gedaante vir sommige partykeer so anders, dat hy saam met die Emmausgangers loop, maar hulle herken hom nie. En dat, jy weet dat hy vir sy disippels, wanneer hy by hulle is, vir Thomas, die ongelowige Thomas, sê, maar hoor hierso, hier is, hy voel aan my wonde. Ek is nie 'n gees nie, ek is 'n mens, ek sal hy eet saam met hulle. Net so met sy verskyning ook weer aan die apostels, daar in die laaste hoofstukke van die evangelie volgens Johannes, daar met die wonderlike visvangs langs die see. So, hierdie dinge is nie in menslike terme, en veral nie in menslike wetenskaplike terme verduidelikbaar of verstaanbaar nie.
Wel weet ons dat die Here Jesus Christus vir ons sê, deur die apostel Paulus, in sy brief aan die Filippense sê hy vir ons, net soos ons hier ook lees, hy verwag die Here Jesus Christus as verlosser, hy verwag hom, en wat gaan hy doen as hy weerkom? Hy gaan ons vernederde liggaam van gedaante verander, en hoe gaan hy dit doen? Hy gaan dit doen sodat ons elkeen 'n verheerlikte liggaam sal hê, soos die Here Jesus Christus. So daar is 'n liggaam in die hemel, 'n liggaam van vlees en bloed, soos ons dit ken, 'n verheerlikte, tasbare liggaam, maar dis 'n verheerlikte liggaam. Dis nie liggame soos ons dit mee ken, wat aan vernedering onderworpe is, aan siekte en dood en agteruitgang en so meer. Dis 'n verheerlikte liggaam. So, dis alles die implikasies van wat ons hierso lees. Ons is liggaamlik verteenwoordig in die hemel deur die Here Jesus Christus. Dis ook hoekom die Einste Heidelbergse Katekismus in sy heel eerste vraag, wat die pragtigste inleiding tot enige belydenisskrif is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan die woorde, dat ek met liggaam en siel aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Nie net siel nie, maar liggaam ook. Hierdie liggame wat ons nou het, is net so kosbaar soos die siel wat hy huisves. So, met liggaam en siel behoort ek aan my getroue verlosser Jesus. En dis vir my 'n troos. Dis vir my 'n troos ten opsigte ook, ons kan baie praat oor ons afgestorwe geliefdes en so meer, maar ook met ons eie vooruitsigte. Dit alles, terwyl hulle daar staan, die wolk kom, die wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en hulle kyk nou stip na die hemel, want daar het hy nou verdwyn, nou soek hulle hom, en hulle kyk. En terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Nou hoekom 2 manne, hoekom wit klere? Ons sit met die opstanding van die Here Jesus Christus, ook soos Lukas dit vertel het, was daar ook 2 manne in wit klere, en ek dink daar word gepraat van blink klere. Hier word gepraat van wit klere. Hoekom wit klere? Baie duidelik dat hierdie mense, of is nie mense nie, hulle word manne genoem, is nie mense nie, hierdie mense kom van 'n ander plek af. En dit is daar waar God in al sy helderheid en al sy lig skyn. Onthou toe Moses van die berg afgekom het sy gesig so helder geskyn, dat die volk kon aanvanklik nie na hom kyk nie. Hy was in die teenwoordigheid van die Here gewees. So die lig wat van God afkom, word weerkaats deur die engele wat van die hemele af aarde toe kom. Die wit klere. En hoe anders as wit klere of blink klere, want dit is, daar kan ons geen iets wat vlek of aan het, of enige onreinheid symboliseer kan voor God wees nie. En dit is ook hoekom die gelowiges eendag, so lees ons in die boek Openbaring, in wit klere voor God sal staan, en dan lees ons in Openbaring 19, dat die kerk, die bruid van Christus, ontvang die rein en wit fyn linne. So, dit is enige iets wat van God afkom, sal inherent wit wees, of sal die lig wat van God kom, sal dit weerkaats en weerskyn. So, hierdie manne is nie gewone manne nie, hulle kom net in die vorm van mense. En hulle sê vir hulle Galileese manne, meeste van die disippels, apostels was Galilees, waarom staan en kyk julle na die hemel?
Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel. En hy sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Waarom staan julle en kyk na die hemel? En nou kry hulle opdrag, of hulle het 'n opdrag voor die tyd gekry van die Here Jesus. Hulle moet teruggaan na Jerusalem, hulle moet daar wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Maar in die Christelike kerk, en dit is nou nie heeltemal alles in hierdie teks nie, maar dit is 'n bietjie 'n breër opmerking oor tipe Christene wat jy kry. Die ongelowiges praat van die Christene wat uitkyk vir the pie in the sky. Jy weet, dit is alles daar. Jy weet, ons leef nie meer hier op aarde nie, is alles net daar. En daar's groot waarheid ook daarin, is nie sonder dat hulle sonder teks is nie. Bedink die dinge wat daar bo is en nie op aarde is nie, skryf die apostel Paulus aan die Kolossense. So, bedink die dinge wat daar bo is, maar daar is ook werk hier, om hier te doen, hier op aarde. En dit is wat ons hier so sien, is dat die apostels deur hierdie engele weggedraai word van, sê nou maar om net te wonder oor die Here wat nou nie meer hier is nie, en die Here wat daarbo is, hier is werk om te doen, en hulle gaan onmiddellik, en hulle begin om hierdie werk te doen. Hulle sal kom net soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou, die boek Openbaring praat 'n bietjie meer daaroor. In Openbaring 1 staan daar dat elke oog sal hom sien. En ek het nou ek het al daaroor gewonder, so, maar die aarde is rond, so, weet, Christus kan hier verskyn, nou, hoe gaan hierdie wat nou hierdie kant van die aarde is, hoe gaan hulle hom gelyktydig sien met die? So, maar ons weer eens, ons werk nie meer met begrippe wat vir ons enigstens verstaanbaar is nie. Hy sal gelyktydig deur elke mens op aarde gesien word. Hy sal so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou, wat ons belydenis byvoeg en wat natuurlik werklikheid is daar's die radikale skeiding dan tussen die skape en die bokke, tussen die lewendes. Die lewendes word onmiddellik opgeneem, die dooies word opgewek uit die grafte, die see lewer hulle dooies op, sê Openbaring 20, selfs die wat hulle self laat verbrand het, sal ook opgelewer word. So, hulle het werk om te doen. Vers 12, hulle draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. So, dis duidelik dat Theophilus, aan wie hierdie skrywe gerig is, dat hy nie 'n idee het hoe ver die Olyfberg van Jerusalem is nie, want hy was nie 'n inwoner van Palestina nie, hy was 'n Griek gewees, so 'n sabbatsreis sal hy nou weet, dis 2000 tree, dis hoe ver jy op 'n sabbat kon reis in daardie dae. Wat naby Jerusalem 'n sabbatsreis, hoe ver is dit omtrent? Hier vandaan af, is nou moeilik, sê maar so ver soos hier na Toverberg toe, ek weet nie, dalk is dit 2000 tree, dalk is dit berg bietjie verder. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. En mense is onmiddellik geneig om te dink dat dit dalk nog dieselfde vertrek was waar die Here Jesus Christus die nagmaal ingestel het. Dis nou al 'n rukkie voor, met die aand voor sy kruisiging, wat dit gebeur het. Maar daar's 'n bovertrek, of dit kan die bovertrek wees waarin Maria, die moeder van Markus, Johannes Markus, van wie ons nou nog hopelik sal lees hier in die boek Handelinge, waar sy gebly het.
Wat vir ons belangrik is om te weet ook, is dat daar begin geleidelik in die boek Handelinge, begin daar 'n wegbeweeg van die tempel plaas te vind. Alhoewel hulle weer hier in die tempel dikwels by mekaar kom, sien ons al hoe meer hoe die gelowiges in huise, in 'n bovertrekke en in ander lokale by mekaar kom as net die tempel, die bovertrek. En dan word hulle hier genoem: Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Filippus, Thomas. Thomas was die een wat genoem was Didymus. Hy was die een wat skepties was oor die Here Jesus Christus se opstanding. Bartolomeus en Matteus. Matteus was die een wat die tollenaar was, wat die Here Jesus Christus geroep het. Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon die ywerraar. Die woord wat hier gebruik word, Griekse woord is Zelotes. Dit is 'n aanduiding dat hy waarskynlik lid was van 'n baie radikale groep Jode. Nie op hierdie stadium meer nie, maar dat hy op 'n stadium lid was van hierdie radikale groep Jode wat 'n tipe terreurbeweging aan die gang probeer kry het in die beloofde land in Jerusalem. Die Jode probeer opswepe teen die Romeine. Hulle het sluipmoorde gepleeg. Hulle het dikwels opstande gereël. Uiteindelik het hierdie Zelotes se gedrag uitgeloop op die oorlog van 65 na Christus tot 70 na Christus, toe die Romeine Jerusalem heeltemal verwoes het, heeltemal. Maar op hierdie stadium, ek noem dit nou maar net om iets te sê van die uiteenlopendheid van die persone wat die Here Jesus gevolg het. En Judas, die seun van Jakobus, dis nou nie Judas Iskariot nie. Judas Iskariot is nie op hierdie stadium by hulle nie. Ons gaan nou in die volgende gedeelte, as die Here ons spaar, gaan ons 'n bietjie op Judas ingaan, wanneer Matteus as apostel gekies word in die plek van Judas Iskariot, die seun. So daar is die apostels, die geroepe apostels. Wat doen hulle? Vers 14, hulle het almal eendragtig volhard in gebed. Eendragtig volhard in gebed en smeking. En daar begin ons 'n aanduiding te kry van dit waarmee die eerste gemeente hom sou besig hou. Eendragtig, saam, hulle het almal dieselfde gedagte, hulle het almal dieselfde gebed wat leef in hulle hart, en hulle volhard daarin. En dit is nie asof die Here Jesus Christus die uitstorting van die Heilige Gees afhanklik was van hierdie gebed nie. Jy weet, die charismatiese kerke leer dat, jy weet, tensy ons bid, sal daar niks gebeur nie. Ons bid omdat iets gaan gebeur. Dis nie omdat dit die gebed, die gebeure veroorsaak nie. Ons bid omdat dinge gaan gebeur. En 'n aantal vroue, en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En laaste opmerking, wat ek sien, my tyd is op. Maria en sy moeders en Jesus se broers was aanvanklik nie sy volgelinge nie. Ons lees in Johannes 7, dat sy broers nie in hom geglo het nie. Ons lees in Markus 3, hoe Maria en sy broers hom probeer kry het, om uit die skare uit te kom, want hulle het gesê, hy is besig met malligheid. Die dinge het nou te ver gegaan, hy moet daarmee stop. Ten spyte daarvan, die dinge wat ons in die begin van Lukas se evangelie lees, wat die verskyning van die engele beteken het, vir Maria, en hoe sy dit toe ervaar het, en wat sy alles beleef het. Maar ek dink ons gaan eers hierso stop met hierdie paar opmerkings.